Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Jy's my ou vriend, lekker in die land van heuning en melk, Suid-Afrika. Jy moet net jou eie koeie en bye deesdae bring. Moenie wag vir die regering om dit te doen nie, want dit gaan nie gebeur nie. Hierdie week natuurlik weer 'n interessante week wat ek meen. Daar's verskeie kommissies, daar's weer 'n paar parlementêre kommissies wat sekere ouens ondervra oor wat het geword van dit, wat het geword van daai. Het julle betaal, het julle nie betaal nie, waarheen is die geld, en so meer, amper soos 'n tandarts wat verstand tande probeer trek. Maar ja, in die hof natuurlik, hierdie grondoneieningswetgewing, wat weer eens, wie anders gaan dit fight? Jy wil nie van jou politieke partye kry nie. Al vir die Forum natuurlik. Met ons as trotse lede se geld. Maar ons het natuurlik gesien, ek het al gedag, die ou tante is afgetree, wat ek meen. Jy weet, en Naledi Pandor. Ek dink altyd aan een van daai panda beertjies. Ek het aan die begin gedink toe ek Pandor hoor, toe dacht ek amper in my, wie is het Panda? Naledi Panda. Maar anyway, Naledi Pandor, sy het al so baie posisies gehad, ek het al gerieflikheidshalwe van hulle vergeet, want sy het nêrens veel van 'n indruk gemaak het. En hierdie week het sy die volgende te sê gehad, oor dat AfriForum 'n universiteit bou. Plaas laat sy dit celebrate en sê, dankie tog, iemand, doen iets. Maar nee, dit is 'n bedreiging vir die demokrasie. Does the Nelson Mandela Foundation, for instance, can you match these budgets? No, we can't. I mean, they're withdrawn the minute you mentioned Palestine. We lost a lot of funding. And I warned the foundation not to have me as chair because I expected the reaction that we have had. UCT passed a resolution on Gaza supporting that Zionists were acting in an apartheid fashion and intent on genocide. They lost over 250 million rands in donor funding in a very short space of time. So you're dealing with very powerful forces, and we shouldn't neglect the danger that confronts us. You know, the fact that a university that intends to be Afrikaans medium is being built and is receiving hundreds of millions of rands. Billions. Is just something, you know, and the only person who comments, Jonathan Jansen. The rest of us were quiet. We're too complacent with our freedom. We are too complacent with our freedom. Nou vra ek jou nou met trane in my blou oë. Hoe kan ons enigstens 'n bedreiging wees deur 'n universiteit te bou vir mense wat Afrikaans sprekend is? En Naledi, hoe kan ons 'n gevaar wees vir dit? Jy moet nie vergeet nie, in hierdie land het ons nog steeds 'n taal soos Afrikaans. Afrikaans is groot, soos hulle sê. Afrikaans is big dear. En ek vra sommer om verskoning namens jou en almal vir die feit dat jy nie geskeer het vir daai onderhoud nie. Maar ons is nie 'n bedreiging nie. Nee man. Julle bou niks julle self nie. Niks bou julle self nie.
jy het julle rug opgetrek vir Afrikaans. En ons trek nou ons rug op en ons sê, moer toe met dit. And it's a huge undertaking because what we are battling is centuries of racism and colonialism. And people who've had control don't let go easily. You know, so what they do, they find other ways. So they'll get, entrepreneurs who become their tools, who work against you, but you think they're working for what you aspire toward. So we also need to have regard that we're not just in a democratic South Africa. We are in a process of building a fundamentally different and durable progressive democracy. Building a progressive democracy. You see, the thing is, we're so used to the ANC, known by now for not building anything. And wouldn't it be wonderful if they could actually manage to build something for change? And if we understand that, then AfriForum won't have currency. But because we have no answer, we're too casual. We just take things for granted. And I am afraid sometimes at the lackadaisical response that we have to conservative liberalism. I'm also afraid, Naledi. I'm afraid for you. Because it seems to be like you put it, a lackadaisical approach to conservatism. I think most of us are conservative. Even you are conservative, you just don't recognize it. Because we all are concerned about things like safety in the country, good available medical services, schools for our children, all of those things. You can go like that, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It all comes down to conservatism. And I really think we need to have a conversation about building organizations which are political, but which understand history. Now all of a sudden the president, he wants like 100 billion or something from white businesses to give to black businesses. Maybe you must just stand in the row. Staan in die ry, vra vir Cyril of vir die agbare meneer Ramaphosa, waar is ons compensation, dat ons ook kan organisasies bou waarop ons baie trots kan wees, wat ons hierdie konservatisme kan mee beveg. Ag, is alles bla, 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 man. Net soos die volgende ene. Ons soek nog steeds grond. Die staat is die grootste grondbesitter. So die afgelope week of so, AfriForum, weer eens, ons mense, want ons het besluit ons doen self. Ons wag nie meer vir die agtergeblewendes nie, want het lyk my hulle bly agter vir altyd. Nie net in idees nie, maar ook in ander werk. Okay? So, weer eens in die hof AfriForum, stakel hy wetgewing. So tydjie terug, het hulle regsgeleerde gehad, hulle het vir AfriForum self daar gehad, ons man aan die ander kant van die kry, en had hulle hierdie slag, 'n baie besadigde Dr. Karukamp gehad. Check hierdie ene uit, nogal snaaks by tye. Vanaand sluit AfriForum se Kali Kriel by my aan om hieroor te gesels. AfriForum voor aan die wet is 'n bedreiging vir private eiendomsreg. Professor Piet Kroukamp en Dr. Llewellyn Kerloos gesels saam. Kali, wat is volgens julle die wet se grootste gebrek? Lorenza, daar is natuurlijk 'n klomp probleme, maar ons gaan spesifiek fokus ons op 3 aspekte. Dus artikel 12.3 wat onteiening sonder vergoeding moontlik maak, maar ook omdat daardie artikel baie wyd is, want dit sê die volgende 4 plekke mag dit gebeur, insluitend maar nie beperk tot nie. En dit beteken, jy gaan nou, daar's 400 instellings wat kan onteien. En na die munisipale verkiesing gaan dalk 'n klomp van hulle deur MK beheer word.
dan kan hulle onteien sonder vergoeding op 'n rede wat hulle uitdink. Dan is daar mense wat sê, moenie bekommerd wees nie, jy kan hof toe gaan. Maar artikel 19.2 wat ons ook aanveg, sê baie duidelik, onteiening vind plaas, dan kan jy na 180 dae hof toe gaan. So dit beteken jy klaar jou eiendom verloor. En dit beteken iemand wie se eiendom hulle inkomste is, verloor dit. Nou moet jy hof toe gaan. Ons weet byvoorbeeld in Pretoria, as dit bestrede saak is, moet jy 3 jaar partykeer wag. En dan vat dit nog 2 jaar daarna. So jy moet met jou eie geld veg en jy het jou inkomste verloor. Sien jy nou hoe dit werk? Jy gaan gedwing word om 'n fight op te tel met die regering. Want wie betaal vir hierdie sake? Die belastingbetaler. Dan moet jy nog gaan met jou eie geld. Na jy jou inkomste verloor het, moet jy gaan fight vir jou grondjie. En soos Callie hier sê, dit kan tot 3 jaar vat, dit kan langer vat. So waar is jy? In jou moerkoffie in. En dit gaan 'n situasie hê waar mense sê, hoor jy, ons gaan maar, kom ons aanvaar maar 25% van die waarde, want ons kan nie daai geveg veg nie. So ons is daarteen, en dan artikel 19.8, wat sê, as jy appel aanteken, gaan die onteiening voort, wat eintlik heeltemal teen regsbeginsels is. Daai kriel, wie dit al van hy praat. Maar buiten dit, jy gaan fight, net soos ek nou besluit, ek gaan nou iewes skielik, gaan ek vir Mike Tyson fight. Onmoontlike fight, gaan nie gebeur nie. No contest. So jy, as 'n individu, moet jare wag, omdat die regering besluit het, jou grondjie is in publieke belang, en hulle het dit onmiddellik gevat, en nou moet jy gaan en traai om dit terug te kry. Wat is jou kanse? Kom ek sê jou, fokol. Ja, en ek dink heeltemal reg, van die goed wat Callie sê is heeltemal reg, maar onthou net, die wet moet uiteindelik voldoen aan artikel 25 van die grondwet. En natuurlik, hier kom ons Dr. Kroukamp in. Ja, baie van die goedjies wat Callie sê is waar, maar jy weet, die wet is die wet, dit sal nooit gebeur nie en daai tipe van ding. Artikel 25 van die grondwet maak nie voorsiening vir onteiening, arbitrære onteiening sonder vergoeding nie. Jy het net toe jy die gesprek voorgestel het, jy gepraat van onteiening sonder vergoeding. Dit is sover ek weet, regsopinie, dat dis nie ter sprake. Daar is nie, hulle praat van 0 vergoeding, maar daar is nie onteiening sonder vergoeding. Met ander woorde, geen boer sal sy plaas verloor omdat daar sal geen vergoeding wees nie. Ja, ek dink ons is besig met woordspeling. Piet, met die grootste respek. Ek kyk meer na die oogpunt van die wye definisie wat in die wet vervat is. As daar word gepraat van 'n openbare belang en 'n publieke doelstelling. Dit is die 2 definisies wat gekoppel word aan hierdie onteiening. En dit op sigself maak die deur natuurlik oop vir baie interpretasies. Ek meen, daar is baie spekulasie, sou dit byvoorbeeld ook dan verder strek as net grond, kan dit ander tipe eiendom, roerende bates byvoorbeeld insluit, en my regsopinie, my persoonlike opinie is dit kan dalk, want daar is nie spesifiek gesê dit gaan net onroerende eiendom insluit nie. Ek weet, so wat sê ons vir mekaar? Ons sê vir mekaar, enige wet kan gebruik word as voertuig om hierdie onteiening te bewerkstellig. Maar miskien moet ek sê, Piet, jy het regtig 'n mooi baadjie aan. Kan ek hom kry en ek sal jou vergoed. Paul Mashatile, wat die adjunkt president is, het in die openbaar gesê dis semanties. Hy het gesê, man, dit is 0 vergoedinge sonder vergoeding. Dis die adjunkt president. So ons kan nou nie begin interpreteer hier wat gaan gebeur nie. Lamola het gesê destyds ons kon nie die grondwet verander nie. Want ons het nie die meerderheid gehad nie, maar ons gaan nou sommer net dieselfde probeer doen, dit deur net doeteenvoudige wet in te bring. So hierdie is onteiening sonder vergoeding, hoe mens nou ook al dit insit. As jy verskil, Piet, dan wil ek graag jou baadjie by jou oorneem, teen 0 vergoeding. Maar dis geen vergoeding. My skoene, my onderbroek ook. En toe was daar natuurlik ook heel wat gedebatteer oor die verskil tussen geen vergoeding en 0 of 0 vergoeding. Hoe kan daar enige twyfel bestaan tussen 0 en 0?
is presies dieselfde ding. 'n 0 is 'n 0 en 'n 0 is 'n 0. Ek dink Dean McPherson het dit nie te sleg verduidelik nie. Hy het gesê, sê net maar ons onthou 'n gebou wat in die middestad van Johannesburg staan. Dis abandoned, soos hulle in Engels sê, né? En daar kom tog iemand wat sê maar die gebou behoort aan my en ons sê maar vir 15 jaar het jy nie rates and taxes betaal nie. Dit moet verhaal word. En die gebou is in 'n absolute omtrent sloopbare toestand. So ons kom uiteindelik by die bedrag 0 uit. Dan is nie geen vergoeding nie. Dit was 0 vergoeding. Daar's niks in hierdie wet wat hulle gaan toelaat om jou kar, jou beursie, jou skoene of jou baadjie te vat of jou bank of wat ook al nie. Daar's niks in die wet wat dit toelaat. Om die waarheid te sê, in hierdie onteieningswet is daar eintlik bitter min wat nie reeds in terme van die grondwet toelaatbaar is nie en wat selfs in terme van die 1975 wet, daar's nie nuwe magte in terme van die 75 wet wat arbitrære onteiening betref nie. Daar's nêrens sprake van 0 vergoeding. Jy kan dit polities gebruik as jy wil deur 'n leuen te vertel en sê dis semanties, it's not. Nee, wel, ek verstaan by my opmerking. Wat my betref is die wet baie duidelik. Ek kyk na die woorde van die wet. Die wet praat van openbare belang en die wet praat van openbare doelstelling en dan verwys die wet spesifiek na bates, property in Engels. En So dit kan enigheid wees, dit kan 'n kar, dit kan 'n huis, dit kan 'n plaas wees. Totdat 'n hof klink klaar vir ons sê die interpretasie van daardie bewoording in die wet is X en Y en sluit byvoorbeeld nie roerende bates in nie. Het ek geen twyfel dat een of ander persoon op 'n stadium die intellek gaan hê en daardie aspek hof toe vat en ook gaan toets nie. So ja, maar dit gesê, dit beteken nie ons moenie die howe nader om dit te toets nie en duidelikheid vir ons te gee nie, want aan die einde van die dag het ons 'n presidentestelsel in hierdie land. Dit beteken vir toekomstige doeleindes gaan ons daardie uitsprake volg wat ons hoor howe daaraan toegeken het. En of ek en jy nou vir mekaar sê oor 'n braaivleisvuur, dit is wat die wet bedoel en dis wat die wet bedoel. Uiteindelik moet die howe dit goedkeur en afteken. En ek dink aan die einde van die dag is dit waarop ons natuurlik gaan afsluit. Kali, maar wat maak julle van die politiek daarvan? Dat daar partye is soos die MK en jy het vroeër na hulle verwys en die EFF wat sê die wet gaan dalk selfs nie ver genoeg nie. Die MK party sê alle grond moet onteien word wat so ver terugstrek as 1652. Kyk, die ironie is hierdie mense maak of hulle optree vir arme mense, maar hulle optrede gaan juis arme mense benadeel. Ons weet wat met Amerika gebeur. President Ramaphosa het ten spyte daarvan wat ons vir hom skrywe gestuur het en hy het ons nie geantwoord nie, het hy in die geheim op die 20ste Desember 2024 die wet onderteken. Hy het na 35 dae op die 23ste Januarie dit eers aangekondig en 10 dae daarna het president Trump gekom en gesê luister, hierdie mense respekteer nie eiendomsreg nie. Ek dink jy moet besonder onnoosel wees om nie te besef dat die wet gaan getoets word in die howe, soos enige ander wet getoets gaan word, dat daar bepaalde regstellings kan wees om te argumenteer dat Donald Trump op die onteieningswet gefikseer het en daarom gedoen het wat hy gedoen het, ten spyte van die gebreke in sy persoonlikheid, het hy die onteieningswet behoorlik verstaan in Suid-Afrika en daarop gereageer. Dis absoluut nonsens. Dink jy dis 'n goeie wet? Hier dis 'n wet met gebreke, maar dis 'n wet wat reg is. Dis wat ons doen, ons vat dit na die hof toe. Dis wat Kaliel doen, vat hom na die hof toe en dat die hof daaroor besluit. Ek kan nou vir jou sê van die goed wat Kaliel praat gaan absoluut snerd wees, maar van die goed gaan hulle reg wees en dis hoe dit werk. Ek byvoorbeeld persoonlik dink die deel wat hulle jou grond onteien en nou kan jy hof toe gaan en jou dit is mos nou nonsens daai. So dit is alweer hierdie ou gogga maak vir baba ding bang. Ja, julle jaag nou onnodig spooke op en goed. Ons is in Afrika mense. Dit gebeur in Europa. Kan in Amerika gebeur. Dit gebeur oral. Maar om dit as 'n boogeyman voor te hou van hoe die swart ANC ons in ons boere bestuur en hulle gaan wil die land steel, hulle wil alles afvat van ons. Dis wat Kaliel doen, hierdie bankpraat praatjies. Wel, ek dink daar was waarskynlik ook in Zimbabwe mense wat gesê het, jong, moet julle nou nie steur aan bangmaak praatjies nie. As iemand 'n gelaaide geweer het, dan moet jy nie sê, hoorie man, moenie bekommerd wees nie, hierdie ou gaan nie skiet nie, kom ons kyk eers wat gebeur, dan is dit te laat. En natuurlik ook, ja, hier gaan ons nou weer. O, julle blaas te veel vrees aan en al daai tipe van goedes en is fearmongering en al daai goed. Die oomblik as enigiemand vir jou sê, as jy 'n bekommernis het oor iets en jy lig jou bekommernis,
dan gaan hulle gewoonlik so, maar nee, daai is 'n samesweringsteorie, of daai is fearmongering, jy maak die mense onnodig bang. Goga maak nou vir baba bang. Die oomblik as hulle met daai tipe van retoriek kom, dan moet jy weet, die gronde waarop jy uit jou oortuiginge en wat jy sien en wat jy lees en hoor, daai Paul Mashatile het gesê wat hy gesê het, dan is daar geen twyfel daarin nie. Dan gooi jy die ouens wal om jou so 'n soort van terug in die pot te kry. Daai pot. Ons het 'n verantwoordelikheid om te sê in belang van hierdie land wil ons die ekonomie beskerm. Ek is nie 'n grondeienaar nie, maar ek weet mos nou dit gaan ons almal benadeel. So mense wat lojaal is aan die land, moenie toelaat dat daar gesê word man julle oordryf en so meer nie. Gaan voluit daarvoor. Dis hoekom ons dankbaar is dat AfriForum lede dit vir ons moontlik maak en ons gaan volgende week kliphard veg. Hoe gouer ons hierdie wet in die hof getoets kry, hoe gouer gaan hy natuurlik deur die hele tribunale gaan tot in die hoogste hof, en ek het geen twyfel dat wie ook al aanvanklik verloor gaan waarskynlik appeleer daarteen, of ten minste hulle verlof vra om te appeleer tot in die grondwetlike hof waar dit uiteindelik in die grondwet getoets moet word nie, want ek meen dit is tog een van die beginsels wat in artikel 25 uiteengesit word. So ek het geen twyfel dat ons nie volgende week die finale ronde gaan sien oor hierdie wet nie. Ons gaan vir die volgende 2 jaar nog hieroor gesels, maar elke keer wanneer ons na 'n hoër forum toe gaan ons meer duidelikheid hê oor wat aangaan. Want soos wat dit eskaleer in die verskeie hoër howe toe, hoe meer is ons gebonde aan daardie uitspraak. Ek sê daar het jy dit grondoneiening en alles is gespeel met woorde. Ons sal kyk waarop dit uitloop. Laastens hierdie ene net vir blote vermaak, is so 'n greepie uit hierdie week se parlementêre komitee wat vir Boetie, my maat by ons altyd Boetie genoem, maar dis nou nie Boetie soos daai nie, dis Boetie, vir Boetie Manemela, ja, vra rondom, jy weet, toelaas en geld wat moet betaal word vir studente en so meer, naas geld wat nie betaal is nie, seker maar geld wat verdwyn het ook, maar Boetie Manemela, hy is mos nou in die nuwe regering, is hy deel van die ANC se executive, hy is eintlik 'n ou SHKP man, Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, maar hy is nou die Minister of Higher Education, Science and Technology. En in hierdie greepie is daar nie baie van technology by betrokke in sy antwoord nie, want hy weet nie eens wanneer word al geld uitbetaal en aan wie en wat en so. Yes. So if you are saying as far as you know people are being paid, how do you not know whether or not you've approved whether or not those people must be paid? No, I mean, look, the point I'm saying is that I'm not saying that I don't know how much they are being paid. All I'm saying is that it's not information that Did you approve that they must be paid? Did you approve that they must be paid? We approved the appointment of the four. No. I'm not talking about appointment. I'm talking about remuneration. Yeah, that's why I took you to there are three in 17. Yeah. There are three very important letters there. There's A, that deals with the appointment of the administrator. There's 17B, that deals with the appointment of advisors. There's 17C, that deals with remuneration. And you understand this very well, by the way, because in your response to some of the members here, you're saying, just because remuneration is not approved, we can't stop the administrator from doing its work. Those are your words. You said if we're waiting for the Minister of Finance, it means from May up until now, there was going to be no work that is happening at NSFAS. Raak interessant wanneer 'n kommunis 'n ander kommunis ondervra, nê. Maar nou ja, op baie noot, môreoggend Moer Koffie Express elke Saterdag net hier op Radio Suid-Afrika. Ons saai ook uit daar na Coastal Radio SA sowel as al stereo. Skakel in, kom kuier lekker saam op die trein en onthou, Moer Koffie, altyd 'n baie goeie idee, voedsel vir die siel. Slaap rustig, bye. Die Moer Koffie Express, Saterdag van 8 tot 10. 'n Ontbytprogram met 'n verskil. Aktueel, nostalgies met dit sulkie moer. Alwyn met die omgekeerde W, Mouton.
net hier op Radio Suid-Afrika.